Halleluja. Prys die Here. Ek weet u is angstig om vandag vinnig by die huis uit te kom, want ons moet later weer terugkom. Ons moet later weer terugkom. Halleluja. Prys die Here, my absolute voorreg om u elkeen te groet in die wonderlike naam van ons koning en redder Jesus Christus. In 1993, die 5de September, in 'n ou klaskamertjie daar by Charleston Hill Skool, het die teenwoordigheid van die Here so geweldig oor my gekom, volsla alkoholis. My huwelik was op die rotse. My lewe was deurmekaar. Maar daar's iets wat die krag van God doen. Hy transformeer jou. Die krag van God maak jou nuut. Dit refresh jou. En is altyd lekker om by kerk te wees. Want kerk se worship usher altyd die teenwoordigheid van die Here in. Halleluja. Kom ons eer die Here vir die worship team. Is altyd lekker om hier te kom aanbid. En net soos Pastor Reggie daarna verwys het, ek dink is 2001 het ek by kerk aangesluit. Yes. En toe check ek gaan maar gooi. Nee, maar toe ek aankom by kerk, toe het ek reeds die roeping van die Here op my lewe gehad, en die Here het al reeds gesê wat ek moet doen, maar jy weet maar soos ons almal is, ons is stubborn, ons wil ons eie kop, maar dit was 5 jaar van die beste opleiding wat ek gekry het by Kerk Worship Center. Dit het my voorberei vir die pastorale bediening. Prys die Here, die administrasie van kerk, en ek wil vir Pastor Reggie en vir Pastor Brooks in sy afwesigheid baie dankie sê. Vir die voorreg het ek vir die 5 jaar vir julle kon serve. Amen. Het was 'n absolute voorreg, 110% op die altaar gegee. Ek het eintlik in 2001 het ek die werk gelos om 'n besigheid te begin. Al my planne was in plek, maar toe Pastor Reggie en Kobus sien ek is by die huis, toe vat hulle my oral saam. En ek het nou nog nie by besigheid uitgekom nie. Halleluja. Prys die Here. Baie geluk Kerk Worship Center met julle 26. Halleluja. Ek het spesifiek bemoediging vandag vir Pastor Reggie en vir juffrou Lizette Hendriks vanoggend. Ek weet, die afgelope 26 jaar, ministry is nooit maklik nie. As jy gedink het dat ministry, as jy sit, jy's 'n besoeker of jy's 'n lidmaat, jy het nie die helfte pressure op jou as wat die leierspaar op hulle het nie. Dis 'n absolute druk. Ons dink kerk as ons in die oggend opstaan, en ons dink kerk as ons die aand gaan lê. En ons droom oor kerk. Ons droom oor hoe die rekeninge betaal gaan word. Het lyk die duiwel wys vir ons dat die helfte van die stoele was weer leeg Sondag. Waar is die dierbares dan? Want enige leierspaar worry oor die kudde wat nie in die huis van die Here is nie. Ons het nie die luxury om te besluit op 'n Sondagoggend dat ons maar gaan aanlê. Dat ons maar die boodskap op Facebook gaan kyk. Ons het nie die luxury nie. Wat ek het 'n woord vandag vir Pastor Reggie en vir juffrou Lizette in die lig van die verjaarsdag van Kerk Worship Center. En ek wil vir julle sê, you gotta have to relinquish power and authority. If you're gonna make it, as julle dit ooit wil maak in bediening en die stresfaktor van bediening wil afhaal, dan moet ons Kerk Worship Center teruggee aan die author
van Charis Worship Center. Ek weet die afgelope paar weke en paar maande was vir julle moeilik. Met al die klomp uitdagings van kerk. Was vir julle 'n absolute stryd. Maar ek het vandag vir julle kom sê, you gotta have to give Charis Worship Center back to the builder of Charis. Dis nie jou worry oor hoe die rent betaal gaan word nie. Halleluja. Dis nie jou worry of die kerkraad agter jou gaan staan nie. Dis nie jou worry oor wie kerk toe kom en wie die kerk toe kom nie, want die Here God I came to tell you, vir julle twee as die herderspaar van Charis Worship Center, halleluja, gaan slaap vanaand lekker. Ek weet dit is moeilik. Ek vra vir julle 'n ding, dit is moeilik in ons eie lewe, om autoriteit en gesag te relinquish. Vra maar vir die vroue. As net sy wat het gevang het, Pastor Reggie. Halleluja. Kyk, hulle stryd nou nog met ons, wie was eerste geskape? To relinquish power, because they challenge you round every corner, oor wie die hoof van die huis moet wees. Here, die vroue stil vanmôre. Here, die vroue stil vanmôre, Here, prysie. Halleluja. Dit is nou so dierbaar dat die Here die man eerste gestel het, en die Bybel sê dat God is die hoof van die man, en die man is die hoof van die vrou, en so moet ek, soos ek, autoriteit moet teruggee aan die Here, moet my vrou autoriteit gee aan my. O Heer, ek weet nie, die oewies is ek op die regte plek vanmôre. Here, ek gaan net toe met Dylan praat. Dierbaar is, julle kan gerus, halleluja, dinge sessie koreel met Pastor Reggie en met my, ons sal na die diens met julle as 'n koppel gesels. Want ek gaan nou hier die hond losmaak, o bietjie so. En net so moet Charis, Pastor Reggie en Juffrou Lizet moet net so. Hy is die hoof van hierdie kerk. Hy dra die worries van hierdie kerk. Hy dra die worries. Amen. Hy dra die worries. Hy wat die werk begin het, sal dit volëindig. Hy wat baie kort getuienis dierbaar is, toe ek die gemeente begin het, ons in 'n ou bouvallige hokkie begin daar by Foodorama, wat Foodorama gewees het, en ek het die plek waar ons nou in is, wat Pastor Reggie in was, het ek gesien, en ek het maar 'n klein volgelinkie gehad van 5 mense, en ek het vir die Here gesê, Here, as U wil hê ek moet in hierdie gebou kom, dan sal U sorg dat hierdie gebou betaal word. En ons is nou 18 jaar, 19 jaar in daai gebou. En die Here het nog altyd gesorg. Ja, soms. Ek wil vandag met u praat en al 'n vraag uitsit. Is hy Here van jou lewe? Is hy Here? Is hy die autoriteit? Is hy die een aan wie jy gesag gedelegeer het? Of is jy nog in beheer? Terwyl ek vanoggend preek, moet jy gaan kyk in die laaste jaar net, oor hoe dat die Here vir jou gevra het om 'n ding te doen, en dan besluit jy self, jy sal of jy sal dit nie doen nie. Of jy kerk toe kom en of jy gaan lê, of jy jou 10de gaan gee, en of jy sê, die Here sal verstaan, met al die besluite,
staan daar een ding uit. Jy is in beheer van jou eie lewe en jy sê met jou mond, die Here is in beheer. Is hy Here en Meester? En miskien weer vir Pastor Reeds en vir hulle net vra, is hy Here en Meester oor Charis Worship Center? Nou waaroor worry julle? Because die challenges sal altyd daar wees. Mense sal kom en hulle sal gaan, hulle het Jesus verlaat, 58 uit 70 uit, net 12 het oorgebly, en die twee onder die 12, die een het hom verraai, en die ander een het hom verloon. So dit kom lankal aan dat mense gaan, en hulle kom soos hulle wil. Waaroor moet ons worry? Oor wat aan God behoort, want die Here sal het uitsort. Sê vir my langs jou, gee oor aan die Here, man. Alright, kan ek nou begin preek? You gotta make him Lord and Master. You gotta surrender control. And again, I'm asking you to do the most difficult thing. And again, like in our marriages, this is the most difficult thing I'm asking you to do. But if you do it, if you relinquish control, if you give and surrender to the Almighty God, your life as it ought to be. Dink aan die môre, toe jy na die Here toe gekom het, dis nie dat ek vertel van my getuienis 5 September, deur die krag van die Here, het ek my lewe totaal en heeltemal, dis sien hoekom mense kom en gaan en maak en doen soos hulle lus het, hulle het nog nooit heeltemal gesurrender nie. Hulle het na die Here toe gekom, die Here het geklop, jy het oopgemaak, en nou is die Here in jou hart, en die Here wonder die hele tyd, wanneer gee jy vir my beheer oor jou lewe? Hy is nou in jou hart, maar jy moet. You gotta make him Lord. Want hy sit daar, en jy maak al die besluite vir jou lewe, geen wonder, jy sukkel so nie. Geen wonder, jy struikel en val so nie. If you relinquish power and authority to the Almighty God, wanneer hy in beheer is, Here, vraag of iemand wie is in beheer van jou liewe jong. Is ons by die regte kerk vanmôre? Is hy van die ouer geslag? Wie onthou die ou koortjie wat ons gesing het in die ou Pinksterkerk? He is Lord. He is Lord. Christ has risen from the grave. And he is Lord. Every knee. That Jesus Christ. He's Lord, He's Lord, He is Lord, He is Lord, Christ has risen.
has risen from the grave, and every knee shall bow, and every tongue. Thank you, Jesus. That Jesus Christ is Lord. Woo! Hallelujah. We're going to have to check ourselves in the morning when we wake up, and at night when we go to sleep. We need to check ourselves. Who is in control? Who was in control? Wie is in beheer van my lewe? Wie is rarig? Ons overrule God so baie. In baie van ons besluite overrule ons hom somme net so. Because is moeilik vir ons om beheer oor te gee. Ek het hierdie besigheid begin. Dis my besigheid. Is nie meer God se nie. Die een wat jou vermoë gee om rykdom te verwerf. You are in control. God is no longer control, even in some churches. Because ons noem die kerk na ons eie naam. It is Jimmy Swaggart Ministries International. Ek gaan nogal kwijtlik wat Jerome Alex Ministries International. Ja, daar gaan die kerk se naam verander, man. Because I want to show the world that I am in control. Wat ek sê, geld. Dis nie meer wat die Here sê nie, dit is wat ek sê. Dis my gedagtes. Dis my planne. Mag die Here God ons help in 2026. If you wanna, as jy wil deurkom, die koms van die Here is so naby. Kan ek kos preek man, ons preek. Johannes 13:13. Ek gee vir jou 'n minuut of 2 om daartoe te gaan. Johannes 13:13, ek het een skrifgie en dan gaan ek later nog so 'n versie vir julle lees. Net een. Halleluja. Glory to God. Sê vir my langs jy is op die regte plek vanoggend, man. Halleluja, halleluja. Die ek moet sterf. As Jesus in jou leef, ai Here, dierbaar is, jy gaan makliker deur die lewe gaan. Want dan worry jy nie oor wat mense van jou sê, wat mense aan jou doen nie, want is nie meer ek wat lewe nie, want dit is Christus wat binne in my lewe, is hy wat autoriteit het oor my lewe, dit is sy woord, wat seëvier in my lewe. Maar die moment het nog ek is, rakies maakie, hulle het alweer van my geskinder, hulle het alweer van my gepraat, hulle het alweer dit aan my gedoen, hulle het alweer, gee autoriteit oor aan die Here, man. Die
Here verstaan dat ons, as ons na die Here toe kom, dat ons babiekies is en ons sukkel, want ons wil in beheer wees. Mine. Maar God weet dierbares, ons moet groot word, ons moet volwasse word en ons moet oorgee dat die Here ons lewens regeer. Omdat ek het nou by die vroue gepraat, maar kan ek vir die manne ook sê, alhoewel sy in beheer is, moet God eintlik in beheer wees. Want jou vrou moet God binne in jou sien. Soos God 'n beskermer is, moet jou vrou en jou kinders jou as 'n beskermer sien en nie as hierdie tiran wat heeldag bevele uitgee en die huis moet so wees en dit moet dat wees. Jy's ver van die Here af, man. Jy dink nog jy's by die Here. Kan die vroue amen sê? Here, jy het lank gevat om my terug te nooi. So ek weet nie, na die boodskap wat ek weer 5 jaar vat. Hoe wees? Okay, kom ons lees die Paulus Johannes 13:13. Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. Die American Standard Version sê, you call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. King James say, you call me master and Lord, and you say, well, for so I am. I am master. Ek wil net toe vir julle hierdie skrifgie gelees het, maar ek dink, ek gaan hom sommer vir julle deurgee. Waar is hy nou? Daar's nog 'n versie wat sê, julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. In die eerste versie sê die Here, ek is meester. In daai konteks, in die Griekse konteks beteken dit, hy is soos 'n moderne, uit 'n doctorate. Hy is 'n professor. Julle noem my dokter, julle noem my professor en julle noem my Here. Ja, ons wat hier sit. Daai ou langs jou. Hy sê, is hy hulle wat Here, Here, die hele dag, wat in my koninkryk sal ingaan nie. Ons Here hiernatoe, ons Here soontoe, maar as ons kyk in die doen en late, as jy hier uitgaan, dan doen jy soos jy lus het. Mag die Here ons help, want hierdie skrif gaan teen jou tel in die oordeelsdag. En die vraag gaan by jou opkom, wie is in beheer van my lewe? So if you say, Jesus is your master and is your Lord, then you give him a title of respect and authority and nobility. Autoriteit hoef ek nie vir julle te explain nie, because as hy autoriteit het in jou lewe, het hy die laaste sê oor elke aspek van jou lewe. By jou werk, in die kerk, in die gemeenskap, in jou huwelik, met jou kinders, oral waar jy gaan, moet hy autoriteit hê. Nobility praat van koningskap, heerskappy. If you see him as noble, soos beter as Prins Charles en Queen Elizabeth. Hy's die koning van die konings. As jy sê, hy's koning, moet hy autoriteit oor jou het, en as hy sy scepter swaai, dan doen jy wat hy sê. In Bybelse konteks,
in die Grieks beteken Lord Adonai. In Hebreëus beteken dit Kyrios. En dit is 'n verwysing na God se soewereiniteit. Sy supreme power and authority. As hy sovereign in jou lewe, is niks om hom in jou lewe te nooi nie, en van hom te praat nie, en in sy naam te opereer nie, want hy gaan ook sê, julle gaan sê ek het dit en dat en dat, jy gaan, ek ken jou nie, want jy was nog in beheer. Jy moet krag, want jy wat die hele tyd na vore kom, as jy by die kerk instap, is dit jy, breë bors, en jy soek eer en respek van almal wat in God se huis is, God se mense, God se kerk, God se woord, maar jy soek respek, en jy soek eer, en jy sê hy's Here. Jy sit die bal ver mis, man. Hoe kan jy sê hy's Here? He's your sovereign. He's noble. He's your king. But then you look for honor and respect in God's house. Jy's net 'n onverdienstelike dienskneg. Of jy nou op die kerkraad dien, en of jy die pastoor, of wie jy ook al is. Jy's 'n onverdienstelike dienskneg, en hy is in beheer. Halleluja. Ek is so dankbaar vir al die amens. Dankie. Kyrios speaks of refers to God's sovereignty. Met ander woorde, sy woord seëvier in elke besluit. Het julle al gehoor as jy met iemand praat, dan sê hy vir jou die hele tyd, jy bly Here, jy bly Jesus, jy bly die woord uithaal. Wat is dit met jou en die woord? My genadige God, hy is aan Here. Die woord seëvier altyd. Hy is die hoogste gesag. Hy is ons kompas. Daai persoon vir jou so vra, het nog nie autoriteit oorgegee aan die Here nie. Amen. Halleluja. Maar hy ouens op Facebook, jy sê hy is Here van jou. Hy is die Here van jou nie, want hy sal in die huis van God gewees het vanoggend. Versuim nie julle samekoms soos baie dit. Wat sê die skrif daar? So die gewoonte het is die woordjie versuim. Ja. Julle onderlinge byeenkomste nie. Kyk, waar sit jy op Facebook, op jou sitkamer, in die sitkamer. Die Here weet, mag God jou daar kry. Sy sê, jy ken die Here. Dierbaar is in hierdie 32 jaar wat ek op die pad van die Here is. Ek kan op my hand tel hoeveel keer ek onnodig uit die huis uit van die Here gebly het. Ek het vakansie gehou daar in die Weskus op 'n Sondagmôre 9 o'clock as ek in die huis van die Here. Ek ry terug van vakansie af. Because die liefde van God dring my. Die woord van God dring my. Ek het hom Here gemaak van my lewe. Hy is in beheer van my lewe. Ek het nog nooit autoriteit teruggevat van hom nie. Sodra jy vir 'n tydjie by die huis gaan lê, is jy in beheer van jou lewe. God het jou lankal nee, God het jou nie verlaat nie. Jy het God verlaat. Praat die Here met iemand vandag? Pastoor, kan ek nog so 'n bietjie aangaan? In die Christen konteks beteken dit Jesus Christ as Lord and Savior, emphasizing his authority, his divinity. He is holy and he is sacred. He is holy. Moenie wat sacred is vir die duiwel gee nie, of vir die wêreld gooi nie. Here, daar's gelowiges, hy's vandag in die huis van die Here, hy speel lekker keyboard, Saterdag aand is hy in die tebben, of hy's daar by die dingesse.
En daar's van hulle wat so verdomd vermakkerig is oor hulle talente en hulle gawes wat aan God behoort. Jy's in beheer. Jy speel kwaai. Jy het nog nie die gawe aan God teruggegee nie. Here vraag of iemand of wie is in beheer? Wie is in beheer van jou lewe, jou? Wie? O, Here, ek kan sien aan jou doen en late, jy joy. Wie is in beheer van jou lewe, man? Wie het gesag en autoriteit en soewereiniteit oor jou lewe? Hoekom gee jy so maklik in vir die wêreld en vir die duiwel? En as jy ons met ons monde die Here verstaan, I'm telling you, you are in for a shock. Want julle noem my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. En dis hulle wat Here, Here die hele dag, wat in my koninkryk sal ingaan nie, maar is hulle wat die wil van my Vader doen. Pastor Reggie en Lisette het julle nou al besluit om oor te gee. Julle gaan lekker slaap vanaand, man. Jy gaan lekker, my broer, gee oor, gee terug vir die Here. Jy worry oor niks, my broer. Die Here sal sorg. Halleluja. Alles wat aan hom behoort, gee ek terug. My gawes, my talente, hierdie lewe, hierdie asem wat ek in my het, behoort aan hom. He is Lord. He is Lord. So nou moet ons kom by die hoe surrender ons control. It is yielding your life, yielding your decisions to the will of Jesus. To yield is om oor te gee. En dis 'n konsensbesluit en jy gaan die hele tyd getoets word. Want as jy nou hier uitgaan, jy kom by die huis, môre by die werk, dan gaan die duiwel vir jou vra, wees in beheer deur besluite wat hy voor jou deur gaan gooi. En dan gaan die Here kyk van bo af. Hy het aan Sondag was hy in die kerk. Kyk vir wie gee hy weer beheer oor. Vir al die ouens wat so offense vat. Jy vat offense oor enige ranne ding. Daar kan nie 'n vlieg sit op jou neus nie, because jy's in control. Jou feelings is in control. Halleluja, gee oor vir die Here, man. You gotta yield. You gotta yield. We gaan buig, soos die 24 ouderlinge voor die Here buig. Hulle het 'n lied gesing vanoggend daar by ons in die kerk. Ek het eers gaan worship doen daar en toe dinge sê ek, en hulle sing, we lay out, nie is hier, we lay out crowns. Here, nou lê jy jou kroon voor die Here neer, nee. Nou lê jy jou kroon voor die Here neer, en as jy opstaan, dan vat jy maar weer jou kroon, sit jy op jou kop. Die karasiete wat so lekker gesing het hierso, jy lê die kroon voor, en hoewel jy wat gesing het, we lay out crowns. Here, as hy uitstap, dan los hy nie sy kroon nie, hy vat sy kroon saam. Want hy wil in beheer wees. Los jou kroon, man. Los jou ek. Los jou gawes, jou talente. Los. Gee dit vir die Here, want as hy in beheer is, kan jy net 'n sukses maak van jou lewe. Ai, Here, iemand sê, pastoor, moet nou klaar maak, jong. In die tweede plek, you gotta yield, you gotta surrender your control. In the second place, you gotta acknowledge God's authority. You gotta recognize Jesus as supreme ruler and savior. He is supreme ruler. I am no longer in control. I give myself away. He is supreme. Hy die laaste sê oor my lewe. So you gotta acknowledge God's authority. And I want to ask again, who is in control of your life? Sê jy ook, Here, die hele dag,
As van die manne wat ook kyk, julle dans so hier so, Here Jesus, as jy by die huis kom, as jy julle hand nie die Here weet, dan as hy die sin kry nie, vloek sy sommer vir jou, die suster, as hy en die manne ook, hy is nog in beheer, die manne ook, as die vrou net te kwaai aangaan met hom, sê, jong, ek sal jou sommer, Here, wees in control, die mooi broers, pastoor, Here, gaat kyk hulle by die huis, wees in beheer. And the third thing is to follow his teachings. Julle noem my meester, julle sê ek is 'n professor, ek is meester, ek het die beste teaching wat julle. So now allow God's word to work in you. Allow God's work, die woord van die Here moet die hoogste gesag in jou. Elke keer wanneer jy voor 'n uitdaging staan, of maar kyk jy na die woord en sê, jy sê vir jou maats ook, man, wat sê die woord van God dan? Striving to obey his commands and live according to his words, align choices and actions with his will, reflect his life and character, seek his plan and direction. Through the word. Ek het so 'n paar aanhalings wat ek vir julle wil lees. Onbekende aanhaling sê, surrender is not merely a state of being, it is to realize, oh Lord, my faith, my hope, my refuge, all lie in you. Dis nie net 'n state of being of om te wees net nie, maar dit is om te besef dat my geloof, my lewe is totaal afhanklik van die Here. Vraag of iemand, is jy al daar? Is jy al daar? Dierbaar is dat almal het drome. Ons almal het 'n visie. Vir ons se kinders, vir ons se huwelik. Ons het planne. But unless we relinquish those plans to the will of God, nee, die besigheid, gee dit vir die Here. Laat sy wil daar geskied, because hy gaan om die 3 kontrakte ook kom. En die Here hou jou dop, om te kyk of jy die bekdog goed gaan vat. Is jou gejag na wilde glans, dik bankrekening, ongeag wat die woord sê, jy's net op jag vir sukses, never mind op wie jy trap, never mind vir wie jy teleurstel, jou goal is rykdom. Dan is jy op die verkeerde pad en die Here is nie meer in jou lewe nie. Jy praat nog van die Here. Maar vir elke kontrak wat jy teken, moet jy die wil van die Here soek. En Romari het gesê, God is ready to assume full responsibility for the life wholly yielded to him. Imagine God staan gereed. Hy is in jou hart. Hy staan gereed. Hy kan nie wag om beheer oor te neem van die een wie se lewe voluit aan hom oorgelewer is. He's ready to assume responsibility. Hallelujah. Die besluite wat ek maak vir my lewe, het ek besluit is my verantwoordelikheid. En nou kyk ek terug, en ek sien my lewe is 'n gemors. Dis 'n opdraande stryd, terwyl God wag.
Ek glo die Here vat Keres in sy volgende fase. En dit wat ek hoor terwyl ek voorberei is, sodra Pastor Reggie alles Keres in sy geheel vir die Here oorgee, he can't wait to assume responsibility for Keres. Because it's his responsibility. Jy hoef nie die druk te dra nie, pastoor. Halleluja. En ek is seker, is baie mense wat wag vir jou val, is baie mense wat wag en kyk, gaan dit nog 'n jaar maak, gaan dit nog 2 jaar. Daar's mense wat bid, wat hier verbitterd, hier weg is, verbitterd. Halleluja. Wat die Here, as jy voor die spieël gaan staan vanavond, jy gaan bid in jou binnekamer, as jy sê, Here, is tog nie my weekie. Is tog u werk. Halleluja. Prins Jonathan sê, surrendering to Christ is not a one-time event, but an ongoing process of yielding every area of our lives to his control. En nou gaan ek baie vinnig klaar maak. Jesus should be on your mind the first thing when you wake up and the last thing before you sleep. Think on these things which is above and not on the things of the earth. Give me the mind of Christ, Lord. Let Christ take my thinking, my contemplations, my desires. Let him take it. Take everything for your glory, Lord. He should be involved in our finances, in our marriages, in our families, and in all our decision making. Before you spend any money. Dis nou vir hy ouens wat sê die Here sal verstaan. Ek weet hulle preek elke week, gee jou volle 10de vir die Here. Uit al jou inkomste. Uit al jou inkomste. Uit al jou konde, die behoort aan my. Dit wat ek by die week kry, daai is die Here se, maar die wat ek hier kry, is myne. Die Bybel sê uit al jou inkomste. Vir hy ouens wat die Here so tip. Ek wil nie bemoedig, maar as wie die Here maak jou lewe so maklik as jy oorgegee is. As jou finansies oorgegee is. Ek het op 'n stadium toe ek in die raad kom, het ek met die kerkraad gepraat. Hulle is besig om vir my 'n pensioentjie te betaal. En hulle het gesê ek hoef nie 10des te betaal nie. Ek kan met daai 10des kan ek my pensioen betaal. Wat dierbaar is, Here, ek gee al vir 30 jaar gee ek 10des. My naam is in die boek. Alhoewel hulle gesê het, is my naam elke maand in die boek. Gee die Here wat aan die Here toekom. You should be involved in any financial decisions that you make. God should come first. His word should be a priority. If he is Lord of your life, follow him daily. So I've asked you a difficult thing to do, but if you decide to do it, remember who you relinquish power and authority to. En dis 'n ding wat ons moet aan dink wat ons nie altyd aan dink nie. Die moment ek beheer autoriteit aan die Here oorgee, gee ek my gesag. Ek is swak, vleeslik, blind, faal die hele tyd. Maar sodra ek my lewe heeltemal voluit aan die Here oorgee en hy word Here van my lewe, gee ek my lewe in die een se hande wat die dooies opwek. Here, laat ek gehoor nie.
As jy vandag jou lewe oorgee vir die Here, gee jy jou lewe oor aan die een wat die dooies opwek, wat die krepeles laat loop, wat die blindes laat sien. Jy gee jou lewe oor aan die een wat die Rooi See oopkloof. Nee, die hele kerk het die ding gevang, die Pastor Reggie, man. As jy jou lewe oorgee, gee jy jou lewe oor aan die een wat die son en die maan daar gehang het, man. As hy Adonai Elohim word in jou lewe, as hy Here word in jou lewe, gee jy gesag en autoriteit oor aan die een wat die grense van die see daar gestel het. Jy gee gesag oor aan die een wat die bome en die berge gegrondves het. Don't you want to relinquish power now? Don't you want to... Here, hallelujah. Ek ben toe Jesus daar verby die bar kom, en die mense ween hoe hierdie seun wat dood is. As jy jou lewe oorgee, vanoggend, heeltemal, nie net stukkies en blokkies van jou lewe nie. Halleluja. Elke dooie ding wat in jou lewe is, wat jy so lank al oorbid, if you relinquish power, authority to him this morning, he's the one that can raise the dead. He's the one. Dis hoekom ek vanoggend vir u sê, Jesus is die grootste voorbeeld van een wat sy lewe oorgegee het aan Jesus, aan God. Hy sê, ek doen niks sonder my Vader. In die tuin van Getsemane toe sê hy, jy sien, wanneer jy jou lewe oorgee, dan gaan jy moeilike tye beter hanteer. Want toe Jesus in die tuin, power relinquished to God, it was easier, not that easy, but easier. Dit was makliker om die kruis te verdra. Jy struikel oor 'n laaste ding, is omdat jy in beheer is. Gee oor vir die Here, man. Gee oor vir die Here, man. Gee hom heeltemal beheer van jou lewe, man. Toe kon hy die doringkroon verdra. Toe kon hy die 39 houe verdra. Toe kon hy die spykers in sy hande en sy voete verdra, want hy is nie in beheer nie. Hy was nie meer in beheer nie. Wat sy uitdagings lê daar 24:26. Dit was makliker vir Jesus om die spykers in sy hande en sy voete te verdra, die moment hy oorgee en sê, Here, aan u al die eer. Nogtans nie soos ek het wil hê nie, maar soos u dit wil hê. Kom ons staan, geliefdes. Halleluja. Thank you, Jesus. In die atmosfeer, as daar iemand vanoggend wat sê, ek wil oorgee. Dalk 'n backslider, dalk iemand wat nog nie die Here in sy lewe aangeneem het nie, wat vanoggend sê, ek is nog in beheer van my lewe, maar ek wil vanoggend Jesus koning maak van my lewe. As daar so iemand, die altaar is vir jou oop, ons wil net saam met jou bid vanoggend. As daar iemand wat vanoggend sê, pastoor, ek doen die hele tyd doen ek net wat ek wil, maar ek wil vanoggend wil ek vir die Here oorgee. Ek is in beheer nog van my huis. Ek is nog in beheer van my kinders. Ek is nog in beheer van alles. Maar vanoggend wil ek alles vir die Here gee. As daar iemand vanoggend wat sê, pastoor, bid vir my. Dit is hoekom my lewe is nog u kan kom. Die altaar is oop, ons gaan dit saam met jou bid. Jy wil net vanoggend sê, Here, ek gee oor. Iemand het dalk ek is vol spanning. Ek weet nie hoe om ek die ding te hanteer nie. Ek is vol bekommernis. Ek weet nie wat ek gaan maak nie. Maar ek gee my kinders oor aan die Here. Hanna het gesê, toe sy terugkom, toe sê sy, dis vir hierdie kind wat ek voor God gelê het. En ek gee hierdie kind aan die Here terug.
As jy 'n mamma is wat vanoggend sê, ek wil my kind vir die Here gee vanoggend. Ek wil my dogter gee. Ons beklei die hele tyd, ek gee my fight vir die Here. Ek gee my hele lewe, die dinge by die werk, daar by my huis. Ek gee alles oor. Is daar enige persoon wat vanoggend hier staan by die altaar wat nie gered is nie? Ek wil eers dit afwandel. Is gered, almal is gered. U is net vanoggend nie om te sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek gee oor. Lig jy hande op terwyl jy so staan, ons gaan nou bid. Ek gee alles oor. Ek gee alles oor. Sê, Here, ek gee alles. Uit my hande uit, ek gee dit vir U. Wil U vanoggend alles vat? Want U sê in die woord, leer van my, want my juk is sag, en my las is lig. Sit neer dat dit op jou skouers is vanmôre. Ek bid die Here dat die Bybel sê, die salwing van die Here breek elke las en elke juk. Breek nou elke las, Here. Breek elke juk op elke moeder, elke jong mens, elke man, elke vrou. Ons gee alles vir die Here vanmôre. Ons het gehoor vanmôre, as ons dit gee, dan gee ons dit nie net vir ons sommer so nie. Ons gee dit vir die een wat die blindes laat sien. Ons gee dit vir die een wat die malaatses reinig. Ons gee dit vir die een wat die water in wyn verander. Ons gee dit vir die een wat die brood vermeerder. Ons gee dit vir die een wat die kraaie gestuur het om vir Elia by die krit brood en vleis te bring. Halleluja. I choose you again. Kom ons sing dit vir die Here terwyl hy oorgee vanmôre. Halleluja. Halleluja. In die naam van Jesus, ons gee dit vir die Here. Ons gee dit vir die Here, my suster. Gee dit vir die Here. Dit behoort aan die Here, mamma. Dit behoort aan die Here, my kind. Alles behoort nou aan die Here. Die Here vat dit af van jou skouers. In die naam van Jesus. Dis in die hand van die Here, Sally. Die Here sal dit uitsorg. Dis aan die hand van die Here. God vat vanoggend alles in die naam van Jesus. Kom ons gee die Here prys. I choose you again.